Julle weet, by ontbytsake is ons fokus, ons mense, ons besighede, ons trots. En hoe kan 'n mens dan nie trots wees op iets wat so reg Suid-Afrikaans is, soos pinotage en die prins van pinotage, wat vanoggend hier is, Beier Troeter, baie lekker om jou hier te. Ek het nou amper vir jou gesê, Beiers nou deur. Gebeur dit soms met jou? Amper uitgeglip. Dit gebeur baie. Ja. Maar jy weet, as ek aan dink, sal ek nogal trots wees om geassosieer te wees met Beiers van die. Ek het hom nie geken nie, Ja. maar ek sou hom graag wil ken. Maar julle het tog daai ding in gemeen dat julle so trots Suid-Afrikaans is, nê, en op alles wat vanaf Suid-Afrikaanse bodem kom. Ja, natuurlijk. En pinotage is ons nou echt Suid-Afrikaans. Daar's ander variëteite ook, maar dit is die alkommersiële variëteit. En ek meen, dink nou maar aan Shiraz, dink aan Cabernet en dink aan enige variëteit. Het jy al ooit gehoor dat hulle 100 jaar kon vier? Ja. So pinotage is eintlik 100 jaar jonk, is eintlik 'n baie jong variëteit. Ja. En ons is so trots dat ons dit kan vier. En vir hierdie 100 jaar viering wat nou saamval ook met die 100 jaar viering van Afrikaans, wat beplan julle alles? Dit lyk vir my julle het groot dinge in gedagte. Sjoe, ek dink 75% is al verby. Ja. Maar daar's nog groot dinge. Ons kom byvoorbeeld Pretoria toe die 15de November, weet ek Sal 'n nota spesifiek. maak? Maak 'n notaatjie vir almal wat wil gaan na die Pretoria buiteklap toe. Ek het nou net gesê, jy weet, met al die toerdery is my golf handicap nou 26. Maar my eet en drink handicap is +3. So as jy golf speel, sal jy dit agterkom. Ja. Nee, so daar's baie dinge. Ons gaan, ek kom nou net van België af, né? van België en ons was in Afrika gewees. Ek was in Londen en daar het ek wynproe gedoen en ook dis in Engels is dit 'n masterclass, maar seker 'n meesterklas in pinotage gaan doen. Nou hierdie 100 wynproe is 'n merk wat jy ook vir jouself gestel het, 'n doelwit. Hoekom? Maar net 'n passie daarvoor of wil jy mense meer leer? Dit is eintlik die basiese van bemarking. Jy kan die beste wyn in die lewe hê, die beste pinotage, en as mense nie daarvan weet nie, dan gaan hulle dit koop nie. Ja. Jy moet, en ek het net besluit, ek wil 100 proe vir jaar doen. En ek is baie na aan die 100. Ek gaan 'n bietjie verder gaan, want as die manne my wil volg, gaan ek beslis vir hulle iets gee. Ek dink ek sal dubbel maak nie, maar ek gaan probeer ten minste 120 doen. Nou hierdie passie en hierdie liefde vir wyn en dan nou vir pinotage spesifiek, daar is so 'n neiging wat 'n mens wêreldwyd sien en dit is dat mense eintlik minder wyn begin drink. Bekommer dit jou nie? Veral jong mense, want mense is gesondheidsbewus of hulle drink alkoholvrye wyn. Ek weet nie eintlik hoe dit werk nie. Ek dink eintlik is mense raak al meer gesondheidsbewus. Ja. En dan dit moet ons almal bekommerd, want dit is 'n groot gedeelte van ons mark. Maar ek weet nie, vir my, ek dink tog nog ons gaan weer die jong mense kry om hulle lekker glas rooi wyn te drink. En dit is interessant. Mense is besig om opwaarts te drink. As ek van pryskwaliteit, hulle gaan teen hoër pryse drink hulle wat weer ekonomies beter vir ons boere is. Ja, so dis nie eintlik 'n bedreiging nie, want drink minder maar drink duurder. Dit is so. Ja. Ek dink dit gaan 'n bedreiging wees in totaal vir sekere dele van die mark, maar in die mark wat ons in is, in die hoër prysklasmark, dink ek nie dit gaan 'n bedreiging wees. Ek gaan nou nog vir jou nog ietsie vra oor die kwaliteit van julle wyn wat julle reg kry om so konstant te hou. Nou as hoofgas in die ateljee Beier Troeter sit hy met sy oë gesluit en hy maak so, is dit nou vir jou lekker? Natuurlik, dis wat jou honger maak. Ja, die Selfs met wyn, as jy die wyn ruik, dan raak jy sommer klaar lus vir die glasie om dit te drink. Ja. Nou Beiers, ek is nie 'n wynkenner noodwendig nie. Ek ken net van wyn drink, okay? Maar ek het mense gevra en een persoon het my spesifiek gevra dat ek vir jou moet vra oor die vermoë wat jy het en wat julle het daar by Beierskloof om so 'n hoë kwaliteit wyn te maak, maar met daai groot volume. Hoe hou jy dit konstant? Het jy 'n dag kans dat ek jou kan antwoord? Dit gaan maar
Dit gaan maar, kyk, wyn word maar gemaak deur die godgegewe goed, die klimaat en die grond. So ons in die Kaap het baie goeie gronde en diverse gronde natuurlik en goeie klimaat, maar ons manipuleer natuurlik in die wingerde baie goed en miskien iets kleins. As jy op 'n sekere korrelgrootte die blare om die trossie breek, dan is die sonlig direk op die korreltjies, want dit is baie klein. Dan ontwikkel 'n meganisme teen sonbrand. Sjoe. En daai wat hulle ontwikkel gee vir jou tot 18% meer kleur en geur in jou wyn. Jy kan dit natuurlik nie op al die wyne doen nie, maar op ons A-vlak blokke doen ons dit. So en dan dis waar jy kry dat jou wyne homogeen dieselfde is, maar die grond bly stabiel en die weeromstandighede wissel natuurlik. So dit gee die verskille. Jy het nou vinnig verwys na die klimaat. Nou klimaatsverandering, dit is 'n werklikheid en voel altyd vir my dis nogals 'n bedreiging vir landbou en vir die wynbedryf tog seker ook. Ons is gelukkig in die Weskaap, as dit nou sou verander baie meer na woestynland toe. Ons het pinotage. Pinotage is baie bestand teen hitte. Hy hou eintlik bietjie van hitte en dan natuurlik Shiraz ook. Is twee variëteite wat by ons in Stellenbosch aangeplant het. Maar ou sien die weeromstandighede in Europa. Waar kry jy 45 en 50 grade Celsius? By ons in die Kaap lyk dit my die weer raak meer gematig. Wat amper beter vir wyndryfverbouing is, want ons soek nie werklik hitte is bo 35 nie. Want dan maak jy huidmondjies toe. Dan kry jy niks meer suikerproduksie nie. So dit ons kry ook meer donder weer dink ek. Maar ons kry nog altyd dieselfde hoeveelheid sonlig en wat ons moet hê. Jy praat nou so baie van al die natuurelemente en dit voel altyd vir my as 'n mens met mense in landbou of in die wynbedryf praat, hulle een of ander tyd begin 'n mens oor geloof praat en jy is 'n uitgesproke geloofsmens met jou held as Paulus. Jy moet vir my verduidelik. Paulus het so baie gedoen. Ek meen hy het eers die mense vervolg en toe ewe skielik toe raak die Here net so aan om te verander hy. So enige ou kan verander, maar in die bedryf in enige boerdery, ek dink mielies, groente, enige iets, moet jy jou Skepper ken want ek meen dit is alles godgegewe goed, maar wie werk. Ek sê altyd 'n wynmaker wat 'n behoorlike wynmaker is. Hy moet sy broek aftrek of jy moet sy broek van onder af opmaak. Want hy is soos Lukas. Hulle het gesê hy het kameelknieë gehad. En daai kameelknieë was as gevolg van bid. So ons bid hier teen die einde van die seisoen dat dit nie moet reën nie, alhoewel ons dit nodig het. En dan wat die Kaabenaye inkom, moet dit net nie reën nie, want dan is jou Kaabenaye te lig en nie soos dit moet wees nie. So jy moet geloof hê. En dit is wonderlik om dit te sien in iemand wat so prominent is in die wynbedryf. En baie dankie dat ek vanoggend die voorreg kon gehad het om met jou te gesels. My beurt om met die prins van Pinotage te praat. Wat het weer dit die eerste keer genoem? Die prins van Pinotage? Ja. Daar's baie name, maar daar's baie prinse ook. Ja, maar so, daar is een prins van Pinotage. Die lewe is vol prinse so. Daar's baie Pinotage prinse ook. Wat die mense nou nie weet nie, ek en hy het so 'n bietjie gesels af van die kamera af, agter die kamera gesê. Hierdie ou is oor wyn, julle kan dit nie glo nie. Nee, jy's regtig prins. Vertel ons 'n bietjie meer, gee vir ons so vinnige opsomming van die geskiedenis van Pinotage. Dit gaan lank vat, hè, maar ek sal gou vinnig. Ek sê kortetjie. Pinotage 1925 gekruis, Pinot Fin met Hermetyk. Bestaan hierdie twee variëteite nog? Ja, natuurlik. Hermetyk is Cinsault en Pinot Fin is Pinot Noir, maar dis die fynste Pinot Noir. Dis glo in 115, die oudste een. En Hermetyk in Afrikaans deur Perold se handskrif geskryf, Cinsault. En dan gaan ons 'n bietjie vorentoe. 1941, die eerste eksperimentele wyn met Pinotage gemaak en soos alles vandag het rugby ook 'n rol gespeel. Paul Sauer voor hy vir WP, PK Morkel, Vleuel vir Suid-Afrika en C.T. de Waal wat die eerste wyn gemaak het. En toe 'n lektor was by Elsenburg. Hy het senter en heel agter gespeel. En hulle proe toe daai wyn saam. So die oudste blokke is nog op al drie van daai plase. Oorregte van die oorspronklike. Ja. Nou sê my, as mens nou die oorspronklike variëteite vat, né? En jy kry hulle nou soos wat nou gebeur het. Kry jy nou weer 'n keer Pinotage of hoe werk dit? Pinotage met nuwe kruisings maak hulle tot 100 saailinge. Dan plant hulle dit, dan kies hulle die sterkste. Met Pinotage was daar net 4.
En toe het hulle dit uitgeplant en toe het hulle die sterkste een uiteindelik gebruik. Maar ook as sou hulle dit op verkeerde onderstokke gesit het. Daai tyd was dit baie vol virusse en toe kry hulle van Amerika af Rigter 9910 en hulle het dit daarop geënt. O, ander onderstok. Ja, en daarom is pinotage vandag behoud nog. Maar sou jy die twee vat en die eksperiment oordoen, dis baie interessant. Dawie, ek dink jy moet Kaap toe kom en dit kom probeer. Dis soos geld. Ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien wat uitkom. Maar nee, hulle moet dit toets, die genetika daarvan, en uit 11 keer, as dit iets so 7 keer reg is, pinotage was 9 keer bewys dat dit pinotage is. So, as ou nou gaan so die oorspronklike pinotage, jy het nou vertel van die oorspronklike wynstokke is nou, sê mens wynstokke? Wingerd. Ja, wingerstokke. Ja. Die oorspronklike wingerstokke is nou nog daar. Nou hoe oud sal 100 jaar oud? Dit 1925 jaar. Ja, 100 jaar oud. As mens daai wyn proe met die heel nuutste pinotage van vandag, hoe groot is die verskil? Baie dieselfde. Want as jy al wat na 30 jaar kry jy nuwe klone. En daai klone is meer bestand teen sekere siektes en goed, en hulle neem 'n kloon en hulle noem dit byvoorbeeld 'n kanonkop kloon of 'n warrick kloon of whatever van daai spesifieke plaas. En hulle kry bestandheid kleiner korrels en dan gebruik dit wat die wyne basies van daai eerste plase wat geplant het. Nog altyd tipies puur pinotage, soos die Belge sal sê. Puur pinotage. So daai ding is, daai wyn is dieselfde, daai pinotage oor al hierdie tyd. Hoe bekend is pinotage, die druif en die wyn? Hoe bekend is dit internasionaal? Al meer. Ek was nou in België gewees. In België het ons al met die top 10, Absa top 10 al jare gegaan. So die Belge ken al pinotage. Daar's ander lande wat natuurlik nie pinotage so goed ken nie, maar dis hoekom vir jaar is absoluut 'n bemarkingsjaar vir pinotage. En is nou 100 jaar oud. Ja, ons gebruik dit as tema vir bemarking 100 jaar. Soos ek nou hier sit, is daar seker oor see 2 of 3 wynmakers wat praat oor pinotage in verskillende lande, in Duitsland, België, ander lande ook. Ek gaan nou met jou verder gesels. Ons het eers vinnig 'n draai gemaak. Maar maak gou vinnig 'n draai by Fly Sapphire, dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Sapphire, vir die liefde van vlieg. Die tyd is net eenvoudig te min. Ek wil vir jou nou verder gevra het oor soos byvoorbeeld. Dis nou 100 jaar oud pinotage en dis nou besig om die wêreld. Julle neem ons nou die wêreld oor. Kan ek nou hoor in die wêreld van wyn neem julle oor. Maar hoe vier julle die 100 jaar? Dawie, deur die wêreld op die stadium. Ek was in Afrika en ek was in Dar es Salaam en in Nairobi en daai plekke gewees en ek was in Londen gewees wat 'n baie ou mark is en hulle ken pinotage baie goed, maar weet jy, in Afrika het my verskriklik geïmponeer dat die jong mense ken wyn. Nee? Op 'n plek wat ek 'n meesterklas oor pinotage aangebied het, staan 'n jong ou, ek dink hy's net so oor die 21, miskien 22. My ouderdom. Ja, jou ouderdom omtrent, miskien 'n bietjie ouer as jy. Daai pink hempie laat jou jonger lyk, maar in elk geval, hy vra toe vir my 'n vraag. Hy sê, is pinotage 'n Afrika variëteit? Ek sê, natuurlik is dit Afrika. Dis die enigste kommersiële Afrika variëteit. Ek dink groot deel van Suid-Afrika se ekonomie lê in Afrika. Sê my, begin ander lande nou ook al pinotage te plant? Ja, daar was op 'n stadium al 52 etikette van pinotage. In Amerika byvoorbeeld, die oudste area in Amerika, Lodi, is al omtrent 20 produsente wat met pinotage werk. Hulle wou ook al 'n assosiasie stig. Luister, ek moet vir jou vra oor hierdie Kriekbult. Want ons tyd is amper klaar. Kriekbult, vertel my die storie van Kriekbult. Kriekbult, ek was die wynmaker by Kanonkop jare gewees, 23 jaar. En Kanonkop se naam was Kanonkop Kriekbult boerderye. En toe het hulle dit op 'n stadium verkoop, Kriekbult,
51 hektaar vir, ek dink dit was R750,000. Nou jy kan vir jouself sê in 1984 kon jy vir jou 51 hektaar met die beste pinotage, omstandighede, die beste gronde. Dit is mamas by die skalies en dit gee vir jou fantastiese middelgeure, komplekse geure. En ek hoop ons gaan 'n bietjie kan proe daarvan vandag. Ja, nee, ek dink ons sal. Ja, so dit is maar die storie van Kanonkop Kriekwild. Ek weet ons gaan nou 'n wynproe hou hierso nou. Ja. Maar ek wil net weet hierdie wynproe storie. Kan mense dit leer of is dit maar net iets wat 'n ou? Want julle sê julle ryk guava en goeders en ek kan nou nie noodwendig dit ryk nie. Jy ryk net guava. Want laas keer het jy my ook gevra. Maar in rooiwyne kry jy baie meer rooi bessie. Ja. En natuurlik jy kry swart bessie tipe van geure met dan die seder van die hout by. Jy kan dit leer. Daar's mense. Maar is 'n mens nie veronderstel om dit natuurlik te hê nie. Hoekom moet jy gaan leer om iets te geniet? Jy ken vir Benny Howard wat 'n Kaapse wynmeester is. Hy het vir my gesê hierdie spesifieke een dame kan goed proe. Ek gee vir haar wyn, sy tel dit op. Sy sê hierdie wyn laat haar dink aan pinotage van 81 tot 84. En dit was die regte plaas wat sy genomineer het alles. So mense is net fenomenaal. Kan jy dit ook doen? As ek ou soos jy by my het, dan sal ek dit kan doen, ja. Dis nog wat ek so As ek jou geleer het. Nou. Ja. Hoe gaan nou ou met die spulletjie? Kyk 'n ou na julle. Ek doen nou net wat hy doen. Nee, jy moet eintlik in die regterhand hou, maar dis In die regterhand. Maar alles met 'n straf erop. Jou woorde is ek hou daarvan. Die uiteinde is jy moet dit net drink en geniet. Maar Dawie begin verkeerd. Hy sê hoe begin jy met die spulletjie? Dis 'n wynproe. Dis nie 'n spulletjie nie. Ja. So en daar was nie 'n strafjob. Die eerste is wat jy kyk na die kleur. En jy kan baie op die kleur sien. As die kleur bruin begin raak, dan kan jy sommige mense vir jou sê, hoe oud is die wyn op die kleur? Nee. Wow. Ja, tel hom op. Hy kyk, hy sê die wyn is vir my tussen 10 en 12 jaar oud. En dan sal hy dit afbreek. As hy nou verder gaan, kan hy in die geur ook. Dan die volgende een is jy ruik dit. Maar lank voor En dan hierdie geure kom nou binne in die glas in hierdie van die bobotie. Ek ruik dit nou met die bobotie, né? En dan proe jy dit. Sommige mense rol dit oor hulle tong, maar nou is die assosiasie wat daarbey is. Dis verskriklik sag en rond. En jy wil eintlik tyd hê. Hoe's rond? Rond is soos as jy 'n vrou vat, hulle is rond gewoon. Maar ek sou gevra hierdie storie van die trane, is dit nou Hulle sê dis die alkohol, ja, wat afloop, die alkohol loop af teen die kant, ja. Maar dit beteken nie beter of slegter nie. Glad nie, nee. Ek weet net hierdie Nee. is 'n baie Hierdie sal lekker wyn. perfek pas. Maar daar's nog, jy weet, as jy byvoorbeeld 'n wyn wat nie 'n pinotage wat nie hout het nie, yskoud maak. Ja. Oesters. Iemand wat van oesters hou. Dis absoluut perfek. Skaapvleis. Jy wat die skaap choppie braai. 'n lekker 'n breedie van skaap gaan op wonderlik tamatie breedie. Ja. Dis iets wat wonderlik saam met pinotage. So mag ons nou proe Ek of wil pas dan my net- Ons kos gaan nou saam eers met proe. wyn? Ja, nee, maar hoe werk dit nou? So nou Eers 'n happie eers 'n bobotie en happie, dan En baie kere moet die twee saam beter smaak. Ek proe eers altyd die een. Sal eers een proe. Dis lekker bobotie. Dankie rand. Baie lekker. Jy's so sterk soos altyd, hoor. Kyk, so proe die bobotie, dit smaak soos bobotie, soos 'n lekker bobotie. En dan Gooi jy dit op dit. Mag ek myself krediet gee? Jy mag. oh nee, dit is baie lekker. Maar ek moet vir jou sê dit Dis lekker. Saam met die En wyn. Proe jy die Maar die twee saam is beter. Dis hoekom bobotie is my perfekte pasmaat. want bobotie, die Pinotage smake is spesifiek. nogal redelik gecompliseerd. Dit is iets Wat weet ek? komplimenteer? dis kompleks. Jy's reg daar, wie is absoluut reg. Ja, as jy reg is, nie spulletjie nie, is 'n komplekse spulletjie. Maar die kompleksiteit van die wyn is wonderlik, né? Dis sag, Ja. maar daar's geure binne in dit en dis wat dit so lekker maak. En enige Kaapse, jy weet Kaapse curry, Ja. nie 'n warm curry. Ja, dit moet gaan net Die so goed. vrugtige. ja met geure. Ja, daai vrugtige wat ons Bo-Kaap het. Veral so Charlene se
se rok laat my aan Pinotage dink. Ja, ek is te oranje. Oranje is deel van Ek pas by die Bourgondies. perkes. Maar daai is Pinotage kan verouder lank, maar kan enige verskeidenheid van wyne maak soos 'n goeie rosé. Rosés begin in die wêreld fantasties raak. En Suid-Afrika maak baie goeie rosés. Dan kry jy medium vol Pinotage wat al meer begin die jonger generasie die medium vol Pinotage maak wat sagter is en ronder. Dis 'n styl, soos 'n koffie Pinotage is 'n styl. En dan kry jy daai vol So iemand wat nou nie baie mense hou nie van rosyntjies of vrugte binne in die pebotie nie. So hier het ek nou een vir jou gemaak, ek het dit in die rys gesit.